Goeiemôre geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ons is besig met ons reeks oor jou identiteit in Christus en hierdie is die 27ste episode in die reeks en ons staan op die oomblik stil by ons identiteit as geregverdigde voor God in Jesus. Maar voor ons by vandag se Bybelstudie kom ons bid net eers saam. Here Jesus, baie dankie vir u woord en dat u deur u woord vandag weer met ons kom praat. Mag ons vandag geopende oë en geopende ore hê om te sien en te hoor wat u vir ons wil sê. En dat dit ons sal help om 'n lewe van oorwinning, 'n lewe waarin ons heers, te kan leef. Want dis wat u in u woord vir ons beskikbaar gestel het. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons kyk weer na Romeine 5 vers 17. Hy lees in die 53 vertaling as volg. Want as ten gevolge van die misdaad van die een, en ons onthou dat hierdie een is Adam, die eerste mens. Paulus is hier in Romeine 5 besig om sekere ooreenkomste en verskille vir ons uit te wys tussen Adam, die eerste mens, en Jesus, die eerstgeborene van God. Want as ten gevolge van die misdaad van Adam die dood geheers het deur Adam, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die een, Jesus Christus. Hierdie bly my nog verstom. Paulus sê hier onder leiding van die Heilige Gees, dat ek en jy kan seker wees, dat nog sekerder as die feit dat elkeen doodgaan vandat Adam gesondig het, veel meer, baie meer seker as dit kan ons nou wees, dat ons sal heers in hierdie lewe wanneer ons die oorvloed van genade en die geskenk van geregtigheid ontvang deur Jesus. Kyk na sy woordkeuse hier. Heers. Nie net elke dag net oorleef nie, maar heers. Heers oor siekte, heers oor finansies, heers oor omstandighede, heers oor ons emosies, heers oor die magte van die duisternis. En onthou, dis nie 'n miskien of 'n miskien nie ding nie, dis ook nie wanneer God so voel of wanneer hy nie so voel nie. Nee, God het reeds sy mind opgemaak hieroor. Hy het dit reeds in sy woord as waarheid neergepen vir ewig. Hierdie is 'n groter waarheid as die sekerheid van dood. As ek en jy die oorvloed van genade en die geskenk van geregtigheid ontvang, sal ons heers in hierdie lewe deur Jesus. Punt. Dis deel van jou identiteit as 'n wedergebore kind van God. Maar is dit wat ons vandag in die liggaam van Christus sien? Ongelukkig nie. En ek sluit myself hierby in, maar ek sien mense wat in vrees leef. Vrees vir hul lewens. Vrees dat hulle nie genoeg gaan hê nie. Vrees dat wat hulle het by hulle gesteel gaan word. Vrees vir siektes. Vrees vir oud word. Vrees vir die dood. En die lys gaan aan en aan. En vrees is vir my die teenoorgestelde van heers. En ek sien mense wat onseker is. Ek sien mense wat verpletterd is. Ek sien mense wat gefrustreerd is. Ek sien mense wat gebuk gaan onder allerlei siektes en kwale en skete. En ek sien bitter min volwasse seuns van God wat heers oor alles in Jesus. En daar kan seker verskeie redes hiervoor wees waarvan 'n gebrek aan intimiteit met Jesus, ongeloof en 'n harde hart paar van die oorsake kan wees. Maar volgens hierdie teks in Romeine is dit omdat mense nog nie die geskenk van geregtigheid ontvang het nie. En let mooi op, die geskenk is gegee. Dis reeds beskikbaar. God het reeds sy deel gedoen. Ek en jy is nie vandag besig om te wag vir God om in ons lewens te beweeg, sodat ons kan heers nie. Hy het reeds deur die dood en opstanding van Jesus alles gedoen wat nodig was, sodat ons kan heers. Die geskenk is reeds gegee, maar ons moet dit nou ontvang en begin gebruik. Ons moet begin heers.
Kom ons sê 'n vriend van my koop vir my 'n splinternuwe kar. En hy kom parkeer hom vir my hier by my huis, in my garage, en hy gee vir my die sleutel en die papiere en alles. Die kar is vol brandstof, alles is 100% perfek. Ek kan net inklim en ry. As ek die volgende dag winkels toe loop, wie se skuld is dit? Beslis nie my vriend se nie. Hy het alles gedoen wat hy kon sodat ek oral kan ry waar ek vandag nodig het. En so terloops, alhoewel die kar my niks gekos het nie, het dit hom baie tyd en honderde duisende rande gekos. Vir hom was dit 'n baie duur geskenk. Al wat ek egter moet doen, is om die geskenk te aanvaar en te gebruik. Ek dink julle sal met my saamstem dat dit bietjie stupid is as ek nou wil loop waar ek wil wees, terwyl daar 'n splinternuwe kar in my garage staan. En nie net is ek bietjie stupid nie, dis ook 'n klap in my vriend se gesig as ek nog steeds oral loop waar ek wil wees, in steede van om met my kar te ry. Soos ons geregtigheid in Jesus Christus 'n geskenk. Dis gratis en verniet vir my en jou. Dit het Jesus wel 'n baie duur prys gekos. Maar vir ons is dit verniet. Ons moet dit net in geloof ontvang en dit begin gebruik. As ons dit sal doen, sal ons begin om te heers in hierdie lewe. Onthou wat ons al oor gepraat het, wat is geregtigheid? Ons is vrygespreek van al ons sonde en oortredinge. God sê in Hebreërs 8 vers 12, hy sal nooit weer daaraan dink nie. As daar dan nie sonde is wat skeiding veroorsaak tussen my en God nie, dan staan ek mos in die perfekte verhouding met hom. Dan is ek voor hom wat hy graag wil hê ek moet wees. Want ek is 'n volwasse seun van God. Ek is presies soos die eersgebore seun Jesus en ek is dit nou. Onthou julle wat sê 1 Johannes 4 vers 17? Want soos Jesus is ons ook in hierdie wêreld. Ek en jy moet ophou om te streef daarna om perfek te wees in God se oë. As ek dit doen, is ek net so dom en hardkoppig as wanneer ek 'n kar in die garage het, maar ek wil eerder loop. As ek dan blaas op my voete kry en die son brand my flenters en hulle beroof my langs die pad, dan moet ek nie huil nie, want dit alles kon vir my geword het as ek net die geskenk, die kar, wil gebruik. Net so kan ons 'n klomp hartseer en frustrasie vermy in ons lewe as ons sou begin om ons geskenk van geregtigheid net te aanvaar en te begin gebruik. As ons sou ophou om te probeer werk vir ons geregtigheid, maar eerder net die geskenk aanvaar dat ons reeds geregverdig is. Ek is vandag wat God wil hê ek moet wees, want ek is in Jesus. Ek is heilig, want ek is in Jesus. Ek is vandag 'n volwasse seun van God, want ek is in Jesus. Volkome genesing is myne, want ek is in Jesus. Ek is die kop en nie die stert nie, want ek is in Jesus. Ek het alles wat ek nodig het, want ek is in Jesus. My woorde dra die krag van my Pa, die God van hemel en aarde, want ek is wat Jesus is. Ek is die geregtigheid van God in Jesus. Here, die feit dat ons nie heers in hierdie lewe nie, is nie u skuld nie. U het reeds vir ons al die gereedskap gegee wat ons nodig het om te kan heers in hierdie lewe. U het reeds vir ons die geskenk van geregtigheid gegee. Sal jy asseblief deur u Gees ons kom help om te begin om hierdie geskenk te aanvaar en te gebruik, sodat ons kan heers in hierdie lewe in Christus. Bid dit in Jesus naam. Amen. As jy dalk gebed nodig het, is jy so welkom om met ons kontak te maak. Ina se nommer is 079-527-5738, of as jy dalk finansiëel by ons bediening wil betrokke raak, kan jy ook by Ina die details kry, of jy kan na ons webwerf toe gaan by injesus.co.za. Geliefde van Jesus, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.